Ja, goeiemôre elkeen wat hier inskakel vanoggend op my live. Baie welkom. Ek wil net gou 'n paar toetsies doen. Okay, die klank klink goed. Ek wil vir een en elk baie dankie sê vir die bydraes tot die laptop. Ek het hom gekry. Ek het so R3000 bygesit en nou sommer 'n ordentlike laptop. Ek werk nou van hom af ook, maar die live doen ek van my foon af. Tot ek al daai goedjies nou reg het en programme gelaai het. En. Ons wag nou net vir nog so 'n minuut, want ek het geadverteer vir 10:00. Vanoggend se live gaan oor basies wat op kwyt geraak word op sosiale media oor jare van my. En dan natuurlik al die leuns wat versprei word. Nou, julle moet verskoon want ek werk van die foon af. Ek het nogal hom op 'n great standjie wat hier so staan. So ek hou nie die kommentaar baie dop nie. So dit help nie, julle gaan te veel in die kommentaar tikkie. Want ek het my rekenaar ook op die agtergrond aan, want soos wat ek praat, gaan ek skakels plaas van die bewyse wat ek dan nou oor gaan praat. En dan kan julle op die skakels druk en sommer gaan self kyk ook of na die stemboodskappe gaan luister soos wat ek het in die kommentaar plaas. Nou ja, ek dink dit is 10:00. Ja, nou weer eens, goeiemôre aan elkeen hierso, kom ons begin dan nou maar. Hierdie live sou vandag deur Johan Melvin gedoen gewees het. Dit het nou Vrydag gebeur, wat ek in 'n boksie beland het saam met Hannes Lottering en Lavon Maribota. En ja, natuurlik is ek weer die vark in die verhaal gewees en al my leuns en toe sou ek en John nou vandag begin het met hierdie live en hulle is uitgenooi om ook te kom dan op John se live om nou hulle bewyse te kry, te bring en te plaas van wat hulle sê die waarheid is. Maar ek vermoed hulle het koue voete gekry, want daar's nie 'n manier wat iemand wat leuns versprei op 'n live sal kom om bewyse te plaas nie, want wat gaan hulle plaas? Ons kan sommer afskop en begin by Lavon Botha Mari. Nou ek plaas die skakel hierso in die kommentaar en dit paste, so julle moet maar geduldig wees, want hierdie is alles iets niets vir my. Maar nou, ek kan na hierdie blok toe gaan. Ja, môre skalk, ek sien jy's ook hier so Natalie. Ja, hy's nogal die hele paar. Okay, julle kan op hierdie skakel druk wat ek nou hier geplaas het en ons gaan deur hom werk. Nou wat hier gebeur het is Lavon Botha Mari het jare terug. Inteendeel kom ek gee vir julle sommer, dit was die 23ste Januarie, die 22ste Januarie 2023. Het ek en sy op WhatsApp beginne gesels in sake die Gert van Rooyen sage. Sy het maar vir my goedjies gestuur en ek het vir haar goedjies gestuur. En toe bars daar 'n bom en sy draai heeltemal om my. Nou, u sal sien op hierdie skakel wat ek nou geplaas het, dat ek net seker maak ek het die regte ene geplaas. Page, ja. Sal u sien onder het ek ons hele telefoongesprek gekopie en op die blad gesit. Waar sy op die 9de van die 9de maand, 19de, ek weet nou nie hoe hierdie datums werk nie. Maar anyway, jy sal sien, 11:32 het ek die oggend vir haar gesê, môre Lavon, sy het my geantwoord, as jy ooit sê ek help jou, sal ek jou nooit vergewe nie asseblief. Okay, want sy het saam met Don Chandler en al hy maracas gewerk, wat betrokke was die aand toe Gert en Joey doodgeskiet is. Dan sê sy vir my hierso, sy gaan vir my goed stuur, jy kan dit gaan lees hierso. Sy het 'n hele leer oor Gerbrand Moller. Nou Gerbrand Moller was die ou wat die bordele gehardloop in daai tyd. Hy het een net bo kan Gert van Rooyen in sy huis gehad
En hy was ook 'n polisie-informant, hy het ook gegaan onder 'n skuilnaam, 'n swart, ene swart. En die regering het hierdie hoerreis gefinansier met hom as die informant dan. En sy het vir my gesê, sy het sy hele leer op haar tafel wat sy vir my sal stuur. Toe sê ek baie dankie. En toe kom sy met 'n baie interessante ding, sy het 'n leer in haar besit, wat uit die boot van Karel Cornelius se polisievoertuig gesteel is. Sy's in besit van daai afskrif van dit ook. Nou ek het nêrens gepraat van 'n polisiedossier of van 'n Karel Cornelius nie. Sy het gekom, ek weet daar was 'n dossier gesteel, dit is feite. Maar sy het gekom en sy sê sy's in besit van 'n kopie daarvan en sy stuur dit ook vir my. So dinge nou 'n bietjie, en jy kan die WhatsApp gesprek gaan lees wat ek nou vir u sê. So het ek nou maar gewag vir die goed om te kom. Sy het vir my 'n fotootjie gestuur, 'n kopie van die goed wat in die koerier is en is op pad en alles het aangegaan en het nooit hier uitgekom het tot ek nou maar my gestrip het en nou ja, ek het bande gebreek met haar. Toe vat sy die hele storie om van hierdie dossier wat sy in besit is, wat sy vir my wou stuur, en sy sê, ek het gesê, sy het as 9-jarige dogtertjie die dossier uit Karel Cornelius se kar uitgesteel. Interessant hoe hulle dinge verdraai, nee, en hoe blaatant hulle lieg. Gaan lees self op hierdie skakel wat ek geplaas het. Ek sal hom net nou weer plaas, of op die einde. Ek gaan hierdie hele op gesprek, gaan ek natuurlik ook op YouTube laai met die skakel. So as jy nou mis op 'n skakel, dan sit nou nie van die ergste nie. Dan is daar 'n voorval, en ek het nou aan daaroor gedink, wat sy gesê het, ek het gesê Don Chandler, die ondersoekbeampte in hierdie saak, en wat betrokke was met die skietery, is haar pa. Toe val het my by, hierdie hele aangeleentheid was 'n gespottery van die pa. En jy sal op hierdie blok adres wat ek nou vir jy gegee het, ook die foto's sien waar sy en Don hulle lekker getor sit en rook, en ons weet wat hulle gerook het. Sy het dit inteendeel later herken en nog gesê, ja, sy kan nou nie 'n saak maak teen my nie, want sy het gesê, dit is wat hulle gerook het. Maar nietemin, toe het ek gesê, jy rook lekker saam met jou pa, nee. Nou ja, dis nou wat nou sommer gevat is, en ek het gesê, hy is haar pa. En dan, net om nou af te gaan van Lavon af, ek wil eintlik hierdie kommentaare bietjie so dophou. Hy het daarom nog niks deurgekom nie. Welkom aan al die nuwe mense. Die keel is 'n bietjie droog, ek dink dis griep in die ronde. Dan gee sy Hanna natuurlik voor as hierdie wonderlike, Christelike, ordentlike vrou. En dan sal jy sien op hierdie blok, waar sy natuurlik vir Gertjie van Rooyen 'n boodskap gestuur het. Ek sien dit nou per toeval, ek weet nie hoekom is hy hier tussen my goedie, maar ek wil hom tog vir julle lees, dat julle sien ook, wat se tipe vrou is sy. Sy is een vieslike stuk mens. Dan sê sy, nee wat, hy sal nog kom lieg, die fucking hond. Dan gooi ek nog, don't play the player, play the game. Hy moes nooit my mense betrek het nie. F hom, sy pedofiel pa en sy fucking hoer ma. Dis Lavon. So, ek sal 'n bietjie, nou is nou interessant, want ek het hordes van hierdie ordentlike vrou wat sy so vloek en skel. Oei, jessie, hierso is sommer iemand se P ook, maar okay, dit is nou eintlik, ek wil maar net bewys het hoe sy lieg. En toe was daar ook 'n voorval gewees, waar Gert van Rooyen 2 dogters na dam toe gevat het. Hulle het hulle toe dronk gemaak, en is minderjarige kinders, uit hulle toe by die huise gaan aflaai, die kinders het gepraat, en daar's 'n saak teen hom gemaak. Hy is toegesluit en hy het tronkstraf gekry, so hy is 'n pedofiel in daai opsig, want hy is toegesluit vir kindermolestering. Nou let wel, wat ek gesê het, is
Hulle het altyd Gert van Rooyen hierdie moordenaar en verkragter en allerlei wat het ek gesê, hierdie ou het nooit 'n moord gepleeg nie, waar is die lyke? Hy het nooit iemand verkrag nie, waar is die kinders wat hy verkrag het? Hy het die 2 dogters dam toe gevat en hy het net gepeter aan hulle en hulle gaan aflaai by die huis, want daar is 'n onsedelike aanrandingssaak teen hom gemaak, nie verkragting nie, so daar was nie penetrasie nie. Hy het net gepeter daarso, hy's afgelaai, daar's 'n saak gemaak, hy het tronkstraf gekry en hy het sy 3 of 4 jaar gesit. Toe vat hulle daai stukkie wat ek gesê het, hy het net gepeter. Nou sê sy en hierdie Hannes Lottering hardloop natuurlik saam. Ek het gesê, dis reg dat daar met kinders gepeter kan word. Hannes Lottering, hoekom is kinders so 'n probleem met jou? Hoekom kom jou naam orals op, waar daar kinders betrokke was en bespreek word? Maar ons kom by jou. So dit is Lavon Botha Marie. Dat ek net hierdie skakel hierso weer plaas, paste, vir die nuwelinge, gaan kyk maar daar. Laat ek gou lees hierso, Marinda Potties, hy onthou hier vir Jan Malan. Ja, shame, hy is oorlede, né? Marlinda, jy moet my maar kontak, gaan op die pere by, my telefoonnommer is oral beskikbaar, en jy sal sien ook daar, alles is onder Pottie Potgieter. Ek praat op my regte naam, ek skram nie weg agter skuilname of anonymous posts soos hierdie mense nie, en ek is reguit, so my telefoonnommer is ook daar beskikbaar, ek weet nie of dit toelaatbaar is, laat hy het op TikTok sit nie. Maar okay, wat ek doen, ek sien ek het John se nommer op sy profiel gekry, ek gaan tog my WhatsApp nommer op my profiel sit later, as ons klaar met hierdie live, en dan kan jy my enige tyd kontak, jy is welkom. Ja, ek en Jan Malan het baie lank saam gewerk, daar was ook maar koppe gestamp tussen my en hom, maar ja nee, hy was alright, en ek het verneem, hy is nou kort oorlede, waarvan weet ek nie, maar ja. Nou kom nou by Hannes Lottering. Hierdie is nou 'n karakter op sy eie. Eerstens gaan ek julle nou 'n skakel gee na 'n blad, dan werk ons gou deur hom. Okay, hier is Hannes Lottering se eerste blad. Wat gebeur het, ek het al hulle goede op blogs gehad op Google. Toe het iemand gegaan, en ons weet wie dit is, ons hoef nie eens te vermoed nie, daar is vals hofdokumentasie opgetrek, en vir Google gestuur, en van my blogs is afgehaal. Nou, natuurlik, hulle sal nie vir my sê wie dit is, en wat die redes was nie. Wat ek toe gedoen het, toe vat ek die blogs, en ek skuif het alles oor op HTML, programmeer het alles oor, en laai het op webwerwe. Nou ja, daar gaan hulle dit nou, hulle kan dit seker afkry, maar is maklik, as hulle hom afval, alles is op backup, maak net 'n nuwe adres oop en ek laai dit daar weer op. En wat vir my interessant is laat hulle die goed onwettig laat afval. Hoekom kry hulle nie interdikte of maak sake teen my nie? Want hulle weet hulle kan nie, want alles wat ek plaas van hierdie mense is wat hulle fisies gesê het, en 90% van die goed is wat hulle op live en in hulle eie stemboodskappe geplaas het. Nou die eerste pos wat julle sal sien van Hannes Lottering, ek sien ek het hom nog nie geupdate, ek sal hierdie, so is hy. Waar hy my om verskoning vra, ek gaan nou nie die stemboodskap speel nie, hy is op die blog, hy is ook op YouTube, jy kan maar gaan luister daar. En wat interessant is, hy vra my om verskoning oor 'n foto wat hy van my vervals het, waar 'n swart vrou op my skoot sit. Nou ek was vir jare en jare bespot deur daai foto, vir jare, wat hy vervals het. En nou moet hierdie skalk van 'n merwe sage kom hy, en hy begin met my praat, en ek praat met hom, ek weet mos maar om die ouens te handle, en hy maak die grootste fout in sy lewe, hy gaan maak 'n YouTube video, en hy vra om verskoning oor die foto wat hy van my vervals het. Nou ja, Hannes, van jou vat ek geen om verskoning nie, jy ken my nou ook al. En dan is dit interessant wat hy sê hierso, en hy sal dit op hierdie blok ook sit, sê hy, ek sit juis vanmiddag en dink, dat ek die Kubaanse profiele moet
kloon en dan al sy vriende uitnooi. Ek herkou ook aan die gedagte dat die gekloonde Kibaan dan sekere bekentenisse voor sy vriende maak. Dit is wie en wat hierdie stuk drek is. En hy het dit gedoen ook. Inteendeel, daar was 'n beëdigde verklaring wat uitgereik was, wat ek nou sou uitreik. Ek, potgieter, ID nommer, vra perlemoenduikers om verskoning, dat ek hulle perlemoen gesteel het, Breytown duivers, omdat ek hulle omkoopgeld van hulle gevat het. Selfs vra ek die swartes om verskoning, waar ek op ongelukstonele gekom het, en dan gesloer het, dat die swartes eers sterf, dat ek hulle goed kan steel, dan bel ek ambulanse. Dis die stuk drek wat ons hiermee te doen het. Maar hy het een fout op daai spesifieke verklaring gemaak, hy het my geboortedatum verkeerd geskryf. Nou ek kan nie dink dat ek my geboortedatum verkeerd skryf nie. En wat hy doen met hierdie vervalste poste, julle sal ook sien baie van dit is gemaak sonder 'n naam. So hy tik dit uit in 'n dokumentjie en dan kopie hy en paste hy dit in Facebook in. Baie van die goed word natuurlik anonymous ook gedoen. So dit is nou Hannes Lottering. Hierdie ou, wat hy van my en my kinders gesê het, hoe ek met my kinders slaap en my vrou dan slaan, omdat sy nie toestemming gee nie. Hoe my ma en my ouma met my tollie gespeel het toe ek 'n kind was. Maar let wel, dit gaan weer alles terug na kinders toe, né? Hoe ek in my polisie-uniform as 'n offisier voor die polisie college staan, dan sê hy, so lyk 'n polisieman wie se ma en ouma met sy tollie gespeel het. Hierdie ou het 'n absolute obsessie met porn en kinders. Hy was natuurlik, en dan kan jy ook gaan kyk, ek weet nou nie waar hy skakel is, ek gaan nou nie te veel soek nie. Ja, ek sien die comments gaan mal hier, so ek sal nou 'n bietjie opvang daar. Waar was ek nou? Het was oor die kinders. Hy het my kinders om 3 uur in die nag ge-WhatsApp, jy weet, en dan dreigende goed gestuur van hoe ek in 'n malhuis was. Anders jy moet nog kom met daai bewyse hoor. Want Leon Botha het ontken dat hy ooit gesê het, die polismanne hiervan uit 'n naag. En dit was nie al gewoon 'n parkse polisie wat by my was, soos wat jy beweer nie, dit was uit naagse speurders. Ek kan nie eens hulle name onthou nie, maar dis nou my kollegas wat by my was, volgens jou. Jou inligting is maar pateties hoor, of hoe jy dit in die hande kry. En ek sal Leon Botha dan nou van dit my byval. Iemand kan my net onthou, al is dit ook op die perde by of enige plek, vra net vir my waar is die stemboodskap van Leon Botha en die speurder op uitnaag, want ek het hom ook gekontak, rakende hierdie bewerings van die malhuise en goed wat Hannes so kwytraak, wat hulle nou uitgevind het hier en vir daarbo laat weet het. Maar die polisie weet niks daarvan. Die skalk, ja, jy kan inklim, môre, ek wil nou net kyk hoe, want soos ek sê, ek is nou hier op 2 goed, ek is op my laptop, en ek is op die computer, maar nou, kom ons maak so, en dan kyk ek of ek jou kan go live with. Nee, skalke request daar, laat ek kyk of ek dit kan regkry. Ek is mos nou maar nie nog so bad nie. Janus, ou prostaatkanker, my hart is, ja, shame man. Ja, nee, inteendeel, weet jy, ek het nie eens geweet hoe Janus siek nie. Dit is tragies, dis nie lekker nie, maar fooi toch man, maar sterkte daar aan julle ook. Jy het my kontak. My worry is die kids. Marinda Liebenberg. Ok, ek dink amper ek weet met wie ek nou praat. As ek jou nie kry nie, ok, ek sal, ok, jy het 'n request ingesit, wat moet ek nou maak? Wat se rooi goede is dit nou die? Skalk, waar is jy? Jy sê jy het 'n request gemaak, kyk of ek jou kan in die hande kry, accept, is jy in? Het lyk my, daar kom jy nou in. Net
Conneka, kan jy my hoor Skalk? Daar sê yes Potty nie. Ek sien myself so. Ek dink ek is in die live. Ja, jy's in. Ek wil sommer afskop en vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, ou groote. En ek hoop regtig dat daai ou nie jou gaan bederf, laat jou ore tyd en laat ons volgende jaar die tyd met jou verjaarsdag volgende jaar hierdie tyd dat al hierdie snert uitgesorteer is van en agter die rug gesit is en laat die waarheid tog gaan seevier. Maar nie te veel gesê nie. Baie geluk en jy moet sommer lekker verjaar ou groote. Nee, baie dankie Potty, ek waardeer regtig. Weet jy, ek het toe jy nou begin praat van die vervalsing van lottering, want onthou, ek het presies dieselfde oor 'n baie lang tydperk ook beleef, so dit is hoekom ek gedink het dat ek maar sommer my 5 sent ook kom ingooi. So, nee, Hannes is 'n baie skilled vervalser. So byvoorbeeld in Potty se geval, hy het dit nou gesien, Hannes sal byvoorbeeld gaan en 'n heeltemal 'n vals profiel op sosiale media skep waarvan hy hordes gehad het. Hy het self op 'n stadium gesê hy het iets so 70 of 72 profiele. Dan sal die profiel met nog 'n profiel byvoorbeeld 'n gesprek, 'n sogenaamde gesprek op Facebook voer. So nou sit Hannes wat met Hannes self praat, maar met twee profiele. Dan neem hy screenshots van die sogenaamde gesprek. En dan bied hy dit nou in die toekoms aan as hierdie mense het nou dit gesê. So in Potty se geval, ek verstaan presies wat Potty sê. So hy gaan doen homself voor as Potty deur 'n vals profiel. En dan sê die vals profiel nou 'n klomp goed en maak 'n klomp erkennings en selfs vra verskoning, dan maak Hannes nou 'n screenshot van die goed wat hy self skryf onder hierdie vals profiel en dan word dit nou jare later, want dis wat hulle doen, hulle laat hierdie ding vir jare loop. Dan word dit in die toekoms aangebied, maar kyk hierso, hier Potty dan self gesê en self erken. Dis tipies die modus operandi van Hannes Lottering. Dis tipies. En wat baie interessant is, Potty, jy ervaar dit self. Hulle los nie 'n ding waar dit afgehandel en die bank was nie. So jy kan hom die bank op 'n ding wat hy gedoen het en gesê het. Dan verloop 2 jaar. Dan gaan haal hy dit uit die argiewe uit, wil ek amper sê, en hy kom bied dit weer vir 'n nuwe gehoor as 'n nuwe ding aan. En so hou hy 'n storie aan die lewe. Ek dink dis presies dieselfde wat jy ervaar het. Ja, maar weet jy, nou van jy so praat, is interessant Skalk, want weet jy wie het dit ook met my gedoen? Gerbrand Moller. En Correct. Die twee was ook groot pelle. En het is interessant wat nou die dag uitgekom het, want ek het destyds al het hulle iemand vir my baie vertroulik al Gerbrand Moller se paspoorte en ID's en goed gestuur en ek het dit. En interessant, daar was een van die ou die Department of Defense van Amerika met Gerbrand Moller se foto op. Correct. En wat interessant was, nou die dag was daar gespottery en toe kom maar presies so 'n ID'tjie uit van Hannes Lottering. Correct. So ek wonder waarmee was hy betrokke saam met Gerbrand Moller? O nee, hulle was baie groot maat gewees en dit is waar hierdie Lavon Murray, dis waar sy ook betrokke was. So, nee, absoluut, en ek wil jou juist vra oor die Lavon, want onthou, ek ken vir Lavon van geen kant af nie. Ja. Maar 'n paar jaar gelede, toe begin sy op die haatgroep wat hulle teen my en Leonie gemaak het, ek kan nie onthou of dit nog voor of na Leonie was nie, maar begin 'n vloek en gil en skree, en op die walglikste maniere begin die Lavon Murray my aanval. Nou bear in mind, ek ken haar van geen kant, of weet jy wie sy is nie. So ja, dit was baie interessant geweest. Ek sê mos altyd van hierdie haters, die manier hoe ek weet van 'n hater is, as die hater my begin skeld, dan weet ek gewoonlik eers wie dit is nie. Jy het dit ook nou die dag aan hy live ervaar, en klim 'n persoon daarin, en kom sê vir jou, hulle is nou jou grootste nagmerrie, dan weet jy het letterlik, jy het nie 'n idee wie die persoon is wat met jou praat nie. Maar wie is Lavon? Wat is sy? Want hulle beweer dat sy 'n private speurder is. Is dit die waarheid, Potty? Wat ek van haar wel weet, Skalk, is sy het saam met Don Chandler gewerk. Nog steeds. Ek sien op die Gert van Rooyen groepe hoe hy en sy mal gaan daarso. Sy dink natuurlik sy het nou al alles ontbloot en sy weet presies alles. Wat ek gehoor het toe, en dit is nou 'n jaar of 2 terug, was dat sy wel gaan probeer leer het of geleer het of 'n kursus gedoen het via die pos om 'n privaat speurder te word. Moontlik het sy dit geraak, ek weet nie, ek gee ook nie om nie, want hulle privaat speurder is maar, ou weet hoe hulle nou 'n ding op 'n beëdigde verklaring sê en dan 20 jaar later praat hulle op 'n TV-program en dan is dit nie naaste by wat op die beëdigde verklaring staan nie.
Maar Ja. sy gaan in elk geval maar nie meer lank aan ondersoek nie, want ek hoor sy is baie siek. En ek het nou die dag op 'n live vir haar gesê, Lavon, weet jy nie, maak vrede met die Here. Jy is siek, jy is nie meer gesond nie. Los hierdie goed wat jy mee besig is, want karma gaan dit vir jou lelik en swaar maak. So sy moet nou maar ook besef, jy weet, sy het 'n gesin, waartoe gaan hulle en daai tipe van goed, maar dis nou maar haar persoonlike probleme daai, as sy wil gaan brand in die hel, moet sy dit geniet, en as sy haar lewe wil regmaak, ek weet nie hoe sy dit gaan doen nie, want sy het goed gedoen wat onvergeefbaar is. Ek en jy ook seker, ek weet nie, maar dis maar nou maar tussen ons en hom, maar sy moet haar lewe regmaak, val hierdie wat sy so verskriklik vieslik is. Oei, ek kan dit nie handle nie. Maar ja, en dit is Potty, wat ek weet van haar as 'n kan inkom. As ek gou, okay, ja, jy het basies my vraag geantwoord, so daar's 'n vermoede sy's wel dan nou 'n privaat speurder, maar dan is daar kans dat sy nou nie is nie. Dis baie interessant. Okay, so ons het nou we covered lottering nou wat goed vervals. Ek meen die goed spreek van self. Dan het ons nou vinnig oor Lavon gepraat. Daar was nog 'n spesifieke ding dit gaan daaroor hoe hulle die narratief probeer draai. So vir die ouens wat nou nie weet waar Potty nou rondom die Gert van Rooyen ding in pas nie. In sy vrye tyd is Potty die ou wat deur baie jare al die bewysstukke probeer bymekaar maak het rondom die Gert van Rooyen ding. Want onthou, dit was op 'n stadium, ek was nog 'n kind gewees, was dit in al die koerante gewees, dit was in die huisgenoot gewees, dit was gecover deur die media, maar soos enige media storie het dit op 'n stadium toe stil geraak en niemand het verder daaroor gepraat nie. So Potty was die ou gewees wat al hierdie skrappies informasie beginne bymekaar sit het, in blok sit het, vir mense weer op sosiale media gesit het, dat bespreek kan word ensovoorts. En nou is dit baie interessant, hoe hulle die narratief toe gaan draai, dat Potty is nou deel van die storie en hy is nou amper soos 'n apologeet, hy apologize vir Gert van Rooyen, terwyl dit glad nie die geval is nie. Hy wat Potty is juist die ou wat die storie in die gang hou, dat ons eventueel eendag tot die einde in slotsom kan kom en te sien, maar wie was dan nou ook betrokke geweest, want ek self, ek ken nie die storie in soveel detail nie, maar ek is doodseker, Gert van Rooyen en Joey Harrell was nie die enigste mense wat hier betrokke was nie. So dit was vir my baie interessant hoe die narratief gedraai word, so jy sal altyd by hierdie mense vind, dat die persoon wat die goeie werk doen, word altyd dan besmeer met die modder. So as iets nou gebeur, kom ons sê, hier is nou 'n ongeluk voor my huis waar ek nou sit, en ek is nou die ou wat by die polisie die I1 verklaring gaan leer en sê, terwyl ek nou met 'n live besig was, 2 motors het teen mekaar vasgery, dis wat ek nou geobserveer het. Dan sal hulle die mense wees wat daar aankom en sê, maar nee, eintlik was Kalk betrokke by die ongeluk gewees. Hy het eintlik buitekant gestaan en hy het gemaak dat die 2 karre teen mekaar vasry. Ja, dis hy. Nou hoekom sal mense dit doen? En ek gaan vir jou sê wat my teorie oor hierdie goed is, want hulle is juist die mense wat betrokke is. So met ander woorde, nou raak dit maklik om vir Potty in die narratief te skep as die slegte ou, alles te verdraai en te maak asof hy nou ek wil amper sê die monster in die storie is, juis om aandag van hulle af te kry. En ek dink persoonlik dit is wat al die jare gebeur het met die Gert van Rooyen ding en jou Potty. Dis wat in 'n baie groot mate ook gemaak het dat byvoorbeeld Johannes Lotterings, wat ek voor my siel, ek is 100% seker hy was betrokke by dit. Ek gaan nou vir mense sê hoekom ek dit sê. Hoekom hy byvoorbeeld so groot fokus op jou gehad het. Hoekom het die Lavon Marie so fokus op jou gehad het. Hoekom Gerbrand Moller, hy is nou al oorlede, so groot fokus op jou gehad het. Ek dink hulle probeer divert na jou toe, dat mense se oor nie na hulle toe draai nie. Dis maar my teorie oor hierdie ding. Ja, jy sien Skalkie, die ding is, nee, ek het nooit, jy sal dit ook nêrens kry, wat ek gesê het, Gert van Rooyen en Joey Harrell is onskuldig nie. Ek het nog nooit gesê nie. Ek het gesê, en ek sê dit vandag nog, dinge wat gebeur het, maak nie sin nie. Hy was nie, ek weet nie van Joey so baie nie, ek ken nie haar background en haar families nie. Gert van Rooyen, sê ek nou vir julle, was nie betrokke by een van hierdie vermiste kinders nie. Dan sê ek in dieselfde asem, as hy was, nie 2 nie, nie 3 nie, net 1 konkrete bewys, dat hy wel betrokke was, dan glo ek alles. Dan sê hulle, ou Gert van Rooyen was seker jou pa, jy's 'n pedofiel man, jy kom op vir hom. Maar ek kry nie die bewyse nie.
Ja, want dit is 'n vraag wat ek al vir jou ook gevra het. Ek sit met al hierdie brokkies en stukkies van inligting van die dogters het nou weggeraak oor 'n gegeewe tydperk. Hulle gesiggies was op melkboksies gewees, die hele land het gerou oor hulle. By all means, ek meen daar kan niks meer terrible gebeur as jou kind wat verdwyn en jy weet nie waar jou kind is nie. Natuurlik, ja. Maar hier's die probleem. En ek het dit al vir jou gevra en ek het die antwoord wat jy nou gegee het jy vir my ook gegee. Daar is niks wat direk 'n nexus, direkte verband tussen Joey Harof en Gert G nie. Daar is nie. Daar's wel, ek kan nou nie haar naam onthou nie. Daar's wel mos die een meisietjie wat later na die tyd die plek waar hulle gebly het of waar sy aangehou was gaan uitwys het. So ek weet nie of dit miskien 'n nexus terug na die ander dogtertjies toe is nie. Jy gaan nou vir my beter kan sê. Ja, dit was die ene wat ontsnap het. Maar ja. Daar's my weergawe weer. Sy en Joey het iets aangegaan. Kyk, sy het vir Gert hulle gewerk, hulle het mekaar geken. Dis nie dat Joey gery het en 'n onbekende meisiekind opgetel het en ontvoer het, die Joan Boysen. Nou jy weet, en ag, ek het nou nie daai links nie, maar ek sal dit as ek die video volledig laai, sal ek daai links bysit. Laat hulle kan gaan kyk waar uit die kas uit wat sy ontsnap het. Sy was geboei onder in 'n kassie en met boeie en al het sy 'n koelerboks se deksel gekry en die kas oopgebreek. Met die boeie aan het sy 'n oproep gemaak as sy deur 'n venster en sy oor 'n muur, kaal gaan die straat af. Okay, waar nou is 'n vis al opgetel het. Potty, luister gou vir my. Met ander woorde, haar bewering was dat sy binne in Harof se huis was. Nou was ja, sy was ontvoer en aangehou. Ja. Toe ontslaap sy. Het Gert en Joey op daai stadium by mekaar gewoon of was dit? Ja, nee, hulle was by mekaar. Nou, dis wat ek gedink het wat gebeur het. Gert het by daai huis aangekom. Want hy het op 'n stadium is daar stories dat hy vir Joey gemoer het. Ek dink hy het op goed afgekom en daai meisiekind het die gat gevat en 'n storie gaan spin. Want as jy haar beëdigde verklaring vat en die beëdigde verklaring van die reservis wat haar gered het, is dit twee verskillende goed wat hulle al twee praat. En die mense kan dit gaan kyk want al twee se verklaringe is op my groepe. Op jou groepe. Wat interessant is, toe sy ontsnap het nie en sy's polisie toe daai aand haar verklaringe word geneem nie. 3 dae daarna is Gert en Joey dood en hulle is die ontvoerders en betrokke by al hierdie kinders. Alhoewel hulle niks na die huis gekry is nie. Daar's wel goed geplant, want daar's 'n prefekbalkie van 'n kind gekry. Toe kom die meisiekind se broer en sê dit is nie haar nie, julle praat nonsens. Okay. Don Chandler, ek het 'n voice note waar hy vir 'n ou sê, I was pulled from Natal. Hy het nie geweet hoekom nie. Nou hoekom het hulle hom gepoel van Natal af en hy het beland in 'n polisiekar waar Gert en Joey in doodgeskiet is. Jy weet daar so baie vrae en ek sien nou glad nie Don Chandler het hulle doodgeskiet nie. Maar daar was fout. Daar het iets gebeur. Ag jy weet, as 'n ou by hierdie mense gaan vashak nee, jy sal nooit die einde van alles kry nie. Ja. Want jy moet die beëdigde verklaringe gaan. Nou wat interessant is net, die Rudy van Olstelle wat die huis deursoek het, wat nou die briefie gekry het in die prefekbalkie in het. Rudy van Ols en sy span was betrokke by daai Barbie girl, by Barbie vroumens met die kinders en goed met haar. Ja, ek gaan nou vir jou haar naam sê. In die hof is hulle gevang waar hulle goed geplant het in Barbie hulle se huis. Dit het uitgekom, dis hofdokumente. So hulle was hulle het sulke goed gedoen. So ja, daai was die advokaat Barbie saak. Dis nou baie jare later. Haar naam was Suzanne Visser, maar ek kan nou wragtig nie die advokaat se naam hier onthou, die Dirk iets. Ja, Dirk was haar man of iets. Miskien kan iemand in die comments, maar okay, dis interessant. Ek het nie geweet daar's nog 'n verband tussen daai twee ook nie. Dis nou ja, die speurders was dieselfde speurders en by die Barbie saak is hulle uitgevang waar hulle goed geplant het in die huis. Wow. En met die goed wat in Gert hulle se huis gekry het, dit lyk my daai goed is ook nooit ingehandig of ietsie, dis net gekry in 'n briefie met 'n klomp name op. Ja. En toe is dit nou sommer so en hoe daai goed in daai huis gekom nadat Gert en Joey dood is. Ja, ek sien iemand hier. Dirk Prinsloo, baie dankie Christo, is Dirk Prinsloo. Ja, want ek kan nou net nie Dirk, ek kry nou net nie sy van Dirk Prinsloo.
Ja, Dit kan actually daar's wees. hy. Yes. Ja, hy is toe later, ek weet nie of hy ooit skuldig bevind is nie. Ek het bietjie trek verloor van hy storie. Ek weet hy was later in Estland of Letland of Litouwe. Dis een van daai landjies daar by Rusland op die Baltiese See. Het hy toe weggekruip en toe wou hulle hom op 'n stadium ook uitgelewer het. Maar dis nou interessant. Ek was nie bewus van die verband tussen die twee goed nie. Dis baie interessant. Daardie is baie interessant. Potty, vertel vir my verder van Gerbrand Moller, want jy het nou gesê, ek het dit self gesien ook. Gerbrand Moller was die informer vir 2 polismanne. Here, ek kan nou net nie vinnig op hulle name kom nie. Ek het voice notes van dit. Wat hulle gedoen het, hulle Taiwanese meisies, kinders wat in die land gekry was, wat as prostitusie gewerk het die 2 speurders teruggevlieg Taiwan toe. Toe is hulle gevang, want hulle die vlugtige boek, die meisiekinders teruggestuur Taiwan toe, dan het hulle pelle saamgeboek op hierdie vliegtuie. En waar hulle die kinders veilig moes terugvat, dit lyk vir my, het hulle die kinders sommer geniet ook op pad terug, want hulle is ook gevang. En Gerbrand Moller noem daai 2 spesifieke polisiemanne se name is as die 2 polisiemanne wat hy by betrokke was in 'n skietvoorval. Ja. So jy weet, niemand maar wie was Gerbrand 'n polisieman of was hy nie betrokke by die polisie? Hy was 'n informer gewees. Hy was 'n informer gewees, maar vertel vir my, jy het nou gesê van 'n hoer, ekskuus vir die lelike woord, van 'n bordeel. Toe sê jy dit was 'n sogenaamde staatshoerehuis. Wat was vertel vir my, wat bedoel jy as jy dit sê? Nou weer eens my vermoede. Kyk, daai tyd was daar's 'n plaas ook gedeursoek iewers waar hulle gevermoed het Gert van Rooyen het vuurwapens gehad en goed wat nooit gekry was nie. Ja. Ek vermoed hierdie bordeel van Moller was gebruik vir hierdie wapen smokkelary netwerk tussen die regering en ander regerings of tussen baie hoë whatever ook al. Ja. Wat hulle toe gedoen het, is hulle ek bring byvoorbeeld nou my kas wapens in vir jou. Dan reël jy nou vir my 'n lekker date night vanaand en jy vat my na die bordeel toe en op die einde beland ek in die bed met 'n 15-jarige meisie. Dan word daar video's geneem. Dis nou 'n mollerlike dinge gewees. Ja. En inteendeel, hy dit in 'n manier so vir my verduidelik ook, maar ek rekord mosie so, dit is nou my woord teen syne, maar as jy gaan kyk wat hulle alles kwytraak en sê, dink ek hulle kan my woord nou maar vat hiervoor. Dan het hulle die video's gevat met die kinders van die mense en hulle afgepers. Maar as hulle een keer gehad het hulle vir altyd in hulle sakke. Korrek, want dis die modus operandi van hierdie ek wil dit amper 'n laag van intelligensie noem, né? Dit is presies wat hulle doen. So hulle sal 'n gegeewe besigheidsman of 'n politikus of sal hulle intrek. Dis aanvanklik is dit dan maar net drankies en dis nou ons partytjie nou lekker saam. Next moment dan klim hy nou saam met 'n meisie in 'n bed. En dan blyk dit na die tyd die meisie was nou minderjarig, maar intussen het iemand nou 'n foto of 'n video van die ding geneem en dan het hulle nou hierdie ou in hulle sak. Hulle kan hom vir die res van sy lewe beheer. Dis 'n klassieke. Dis 'n klassieke modus operandi van hierdie ek wil nou nie, daar's 'n sekere agentskap, 'n buitelandse intelligensieagentskap wat so werk. Ek wil dit nou nie hier sê nie want as ek nou weer in die spervuur, maar ek ken hierdie modus operandi baie goed. Dis wat Epstein hulle gedoen het. So baie vir daai storie. Nou dis vir my baie interessant. Hierdie is ek vermoed dit is wat die ou toppie ook op afgekom het want hy wou praat. Kyk, Gert van Rooyen wou oor iets gepraat het. Ons weet dit almal, dis al onbekend. En 4 dae later is hy en Joey dood. Korrek. So daar was die diskrepansies ook by die skietery gewees in die beëdigde vertalings want een stel bewyse wys op 'n manier is daar geskiet, maar dit is nie moontlik dat dit kon gebeur het. Daar's iets rondom dit ook. Potty, verduidelik vir my meer van dit. Ek kan nie meer onthou. Okay, daai foto's is ook alles op my groepe en ek wil net gou vir dinge se antwoord. Christo, ek gaan nou 'n bietjie praat oor Bird Island. Dis 'n interessante topik wat jy daar aanraak. Okay, die manier wat jy weet, hulle is voor in 'n bandtambakkie, het hy Joey op sy skoot afgetrek en agter die kop center geskiet. Wag, stop. Gert van Rooyen was links, maar hy het hom met die regterhand solid agter sy kop geskiet. Yes? Potty, wag, stop gou.
Wie sê dit nou? Wie van die getuie sê dit nou wat hierdie statement maak? Nee, dit is in die autopsies. In die autopsie. Okay, so dis Waar hulle geskiet is reg agter die kop. Okay, die patoloogse bevinding. Ja, Sê vir die patoloog sê bevinding. ook daar, nee, hy kan nie sien dat hulle self geskiet het nie. Ja, want kyk die storie is, daar was 'n bewering, hulle het hulle self geskiet, maar nou kom die patoloog en hy sê waar was die entrance wounds gewees? Center agter die kop. Nou Agter sit die voor kop. in 'n bakkie en try net jou vinger agter jou kop te druk, center, jy kan nie. Okay. So dit kom van die staatspatoloog af. Nou okay, was daar beëdigde verklaringe oor mense wat dit gesien Don het? Chandler en Rudy van Ols. Nou Don Chandler sê hulle het die bakkie gejaag, toe skiet hy die linker en regter tyres uit. Nou om 'n linker en 'n regter tyre uit te skiet in 'n jaagtog, moet jy basies langs die voertuig wees. So hy moes of verby Rudy van Ols deur die kar geskiet het of hy moes uitgehang het bo oor die kar se bonnet of dak om albei hy tyres uit te skiet. Wat ook nie sin maak nie. Dan sê hy toe gaan staan die bakkie en hy soek skuiling agter sy polisievoertuig. Toe sien hy hoe trek Gert nou vir Joey af. Hy skiet daar en hoe skiet hy homself. Toe kom hy nou 20 jaar later op 'n TV-onderhoud en hy sê nee, hy het die deur geprobeer oopmaak want die deur was gesluit en die venster was toe. Hy het Gert van Rooyen in die oë gekyk toe Gert van Rooyen homself agter die kop skiet. Nou jy weet, dis daarom twee verskillende groot weersprekings. Ja, daar's 'n baie groot weerspreking. Daar 'n beëdigde verklaring af en wat hy fisies op TV sê, maar ja. Ja. Potjie die dokumente van die geregtelike doodondersoek, want daar sou obviously dan as daar 'n patoloog was daar geregtelike doodondersoek. Het jy ooit die oorspronklike dokumente in jou besit gehad of nie? Nee, ek het nie. Ek het net dele wat hulle gehighlight het van wat die ou gesê het. Inteendeel, ek moet gaan kyk. Ek het so baie goed en ek het seker 2-3 jaar laas aan hierdie goed gekrap hoor. So is maar nou kort wat dit weer uitgekom het wat ek weer so beskuldig was as 'n pedofiel en ek kom op vir Gert. Wag, laat ek nou maar weer. Ja, jy sien dis die oomblik as 'n mens druk op Hannes Lottering sit, dan word al hierdie goed, dis mos nou wat ek vir die mense hier sê, dan word al hierdie goed mos nou opgewarm met sy vals screenshots en sy vals verklaring. Jy weet Karl, daar was en Lavon, jy moet ons sommer kom sê man, vertel ons 'n bietjie van die soldaat by die swembad in die uniform. Ja. Toe kom nou jong, want dan is Lottering was ook ons in die army en ek sê nou nie dit was hy nie. Ek sê glad nie dit was hy nie. Ja, kom ons bly maar weg van 'n bietjie laat 'n mens daai verbintenis kry tussen hom en Gerbrand Moller man. Yes. Ja, kom ons los die spekulasie. Nou okay, Gerbrand Moller en Hannes Lottering was bloedbroers geweest. Dit kan ek sê uit my eie ervaring. So hulle het altyd probeer good cop bad cop op my speel daai tyd toe ek aanvanklik vir Lottering begin rondjaag het. Dis so 2016 na 2018, dit was daai tyd. Dan sou ek kan nou nie meer die ander dame se naam onthou nie. Jo. Daar was 'n prokureur gewees. Pottie sy was betrokke met die huisblaasery, opblaasery ook. Kan jy haar naam onthou? Die prokureur, die een wat in die Kaap was vir die geld gestuur het om die huis op te blaas. Ja, ek weet van wie jy praat, maar ek kan ook nie nou op die naam kom nie. Okay, los dit nou maar in elk geval, dan sou Gerbrand met my kom vreeslik mooi in my inboxies gesels en sê maar los nou vir Lottering en op 'n stadium wou hulle gehad het ons moet eerlik 'n ronde tafel bespreking hê en hoor nou hierso by die KFC in Parys. So Gerard het van sy kant af alles probeer om die bekleierery tussen my en Lottering tot 'n einde te bring, want ek het die idee begin kry Gerbrand probeer vir Hannes stil kry. En jy sal nou baie mooi onthou, daai tyd toe Hannes, dis nou so 2-3 jaar terug, dit was 2021, 2022, toe ons die polisie so ver gekry het dat hulle wel vir Lottering begin ondersoek het. Toe het Lottering op die stadium gesê, die Salta Zuma, toe het hy ook gesê dat as hy sou tronk toe gaan, dan sal daar 'n klomp mense kak rondom hom. Jy onthou van dit? Ja. So ek het net die idee gekry dat Lottering sit met soveel inligting dat iemand soos Gerbrand het regtig sy bes te probeer om die storie net stil te kry, dat Lottering net sy bek hou. Daar was 'n video wat Hannes Lottering een keer met 'n bakkie gery het, maar niemand het meer daai video nie. Dit was jare terug, hy het dit nog op een van sy fake profiles gedoen. Waar hy punte gaan uitwys het van waar is hierdie kind so goed gekry en waar was daai ene gedamp en Korrek. Nou wonder ek hoe hy dit so presies gewees, maar ek kan nie daaroor baie uitwy nie. Daai video lê in een van my Google Clouds, ek weet dit as 'n feit, want dit was hy het nog in
Dit was daar in Pretoria Noord, nee, wat is Hermanstad? Dit was Hermanstad en dan is daar Suiderberg of iets, nee? Ek ken nou nie die area so mooi uit mekaar nie. Maar wat hy dis inderdaad so, hy toe op daai stadium so Opel bakkietjie gery, daai ene wat hy so uit so Spaspes insignia agterop die bakkietjie gehad, nee? Jy is presies reg, waar hy vir mense, of waar hy gaan sê het, maar dis nou byvoorbeeld waar Gert van Rooyen en hulle se veiles weggegooi is. En hy daar was 'n put ook wat kinderklere en goed in 'n put gekry was. Ek het hom, ek moet net gaan soek, maar nee, dis interessant. Maar okay, kom ons los toe vir Hannes. Ons praat nog 'n bietjie verder oor Gert, want hierdie goed is regtig vir my baie interessant. Ja, okay, nou Gerbrand, hy's toe nou... Okay, net gou 'n sekonde, Skalk, iemand het hier gevra, waar kry hulle my groepe? Gaan op hierdie skakel wat ek nou plaas, en jy sal al die groepe daar, klik maar net op die groep wat jy soek. Ja, net vir die ouens wat nie gaan weet nie, Gerbrand is toe so 'n paar jaar terug, is hy oorlede. Hy het toe in Mosselbaai gewoon, as ek reg is, of iewers in die Suid-Kaap, ek dink dit was Mosselbaai, en hy het duiktoerusting gehad, en toe na bewering het een van die duiklonge toe nou ontplof in sy gesig. Hy het silinders vir die perlemoenduikers volgemaak. Feite, en een van die silinders het ontplof. Het ontplof, en toe hy oorlede daarvan, dis korrek. Ek het baie jare later, nou hoor this incidents, het ek sy dogter, wat 'n baie nice meisiekind is, het ek sy dogter in Dubai van alle plekke raakgeloop. Ek en Leonie sit op 'n yacht in Dubai hawe. En die meisiekind kom stout na my toe en sy sê, maar sy's baie ordentlik en respekvol. Sy sê, maar sy wil net asseblief 'n paar woorde met my wissel. Ek is soos maar, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Sy sê vir my, nee, ek is Gerbrand Moller se dogter. Weet jy, ek raak yskoud. So ek het toe gedink sy gaan nou baie lelik teenoor my wees. Toe sê sy vir my, nee, sy het vir jare lank het sy die storie nou gevolg. Sy wil amper vir my onverskoning vra. Ek sê vir jy het niks om te verskoning te vra vir enigiemand nie. Maar toe sy gesê vir my ook, want hy was toe nou, haar ma was vir sy eerste vrou, of ek neem aan sy eerste vrou, hulle is toe uit mekaar, so sy het hom ook nie regtig geken nie. Hy is toe later van jare, sy het toe weer getroud en hy het blykbaar nog kinders, hy het die huwelik ook gehad. Ek praat onder korreksie. Maar ja, in Dubai van alle plekke het ek sy dogter al geloop, ja. Interessant, ja. Maar kom ons gaan 'n bietjie gou hier, iemand het nou gepraat oor Bird Eiland. Nou Bird Eiland ken ek soos die palm van my hand. Ek het nagte en nagte op daai eiland geslaap en gebly en geëet. Inteendeel, ek het daar gaan eet toe wat Bird Eiland nog in die 80er jare vir die studente wat marine geswat het die studente op Bird Eiland gebly. Daar was 3-4 sulke huisies gewees. Dan het ons daar gaan land en vat ons nou vir hulle batterye of kos of vars goedjies en maak hulle vir ons 'n see ete. Ag, en toe dit so verval tot daar niks meer oorgebly het en toe ek op die Perlemoen taakspan kom, het ek baie daar gaan oupies lê in die nagte en nou daar's daar hierdie nou ek sê nou vir julle, daar's nie 'n manier wat 'n lugmag helikopter enige minister of kinders na daai eiland toe kon gevat het wat nie gedokumenteer is nie. 'n helikopter van die lugmag styg nie op in Suid-Afrika sonder magtiging nie. Al sê die president ook, jy vlieg nou gou. Ja, jy vlieg nou gou, maar daar gaan magtigings wees. Ja, dis 'n flight plan wees en al daai goed, maar waar hulle die grootste fout gemaak het. In daai boeke is 'n stukkie waar die helikopter toe nou van die eiland afgekom het met iemand wat in sy agterwêreld geskiet was, 'n kind, en langs die provinsiale hospitaal geland het. En nou het hulle die hospitaal, die vloere en die afdeling en die kant gebeskryf waar die hospitaal geland het. Nou ons het as 'n span gaan kyk daar, toe ek nou nog op die helikopter gewerk het ons gaan kyk na daai plek. Daar's nie 'n manier wat 'n Oryx of iets daar gaan inkom nie, want hy gaan daai hospitaal se ruitte alles die hele baai vol gooi. Ja, maar hoe sou hy tussen die hospitaalgeboue gaan land het as daar 'n polisie, 'n rescue helipad landing reg voor die casualties van Provincial Hospitaal was. So jy weet die ouens het ook hulle eie snert uit hulle duime uitgesuig net om 'n storie of 'n boek saam te stel. Jy was op 'n stadium verbind aan die SAP se lugvleuel, is dit korrek?
Ja, nee, ek het amper 20 jaar vir die lugvleuel gewerk wat ek op die polisie helikopter gewerk Okay, so het. jy ken helikopters, jy ken flight plans en hierdie goeters. Ek stem met jou saam, Ja, ag onthou nee, wat dis hierdie algemene kennis by 'n ou. Ja, hierdie is in terme van burgerlugvaart in dies meer ook. Jy kan nie met enige vliegtuig nie, inteendeel sekere groot drones ook. Ek is nou onseker oor daai wetgewing. Kan nie eens opstyg en in die lugruim wees sonder flight plans en dies meer nie. So ja, jy sien die boek het gesê hulle sou nou hierdie klandestiene operasies gehad en dan tel hulle nou die kinders op en vlee hulle nou sommer maar die kraak met 'n minister oor en dan gebeur al die dinge wat nou beweer word. Ja, dis 'n baie interessante gedeelte ook daar, ja. Kyk, glo my as ek sê net, daar was party trippies gewees. Absoluut. Visvang trippies en 'n minister kom nie en hulle vat hom van 'n naweek Bird Eiland met sy visstokke. Ja. Maar daai goed was gedokument. En wat hulle fout gemaak het ook is oor die wagte. Geen president of die minister van verdediging sal rondgevlieg word sonder sy eie lêwagte nie. Daar's nie 'n fucking manier op aarde nie. Hulle het hulle lêwagte en die polisie meng nie daarin nie. 'n Polisieman gaan pas nie 'n minister van verdediging op nie. Hulle het hulle eie mense. Dieselfde soos Pik Botha, as hy gemove het iewers, hy het sy wagte gehad. Gerbrand Moller sê mos die wagte is huis toe, dan hy by Mabula plaas daar by wat was daai pedofiel se naam gewees? Ek sal nou op sy naam kom. Dan hy vir Pik Botha hulle gaan braai en hy was die lêwag. Waar kry jy sulke snert man? Ag, Here wie. Dis nou Gerbrand, dieselfde Gerbrand Moller, ja. Dis dieselfde Gerbrand Moller. Ek weet van die beweringe ook, ja. Dat hy vir hulle gaan vleis braai het as hulle nou besig met hulle dinge. Hulle nie. Ja. Ek meen daar's hy boek van Magnus Malan van die rakke afgehaal. Die pers haal nie sommer 'n boek af nie, en toe die ou homself mos geskiet en toe sit nou sommer die polisie wat hom geskiet. Ek was nie daar nie, is moontlik. Maar ja, dis mos die gouste wat hierdie mense die maklike manier uitkies, jy weet, as hulle in die moeilikheid is en hulle gaan 'n paar miljoen moet opdok vir Magnus Malan. Ja, raak maar verdwyn maar op jou eie, jong. Ja, ek sien hier is 'n Desiree Poolman wat vra, ken julle vir Pepe Vermeulen? Nee, ek kan nie sê dat ek al die naam gehoor het nie. Pepe Vermeulen. Waar pas hy in? Ja, skryf gou vir ons hier onder Desiree, miskien ken ons hom op 'n ander naam, ons sal nie weet nie. Ja, jy's reg maar Linda. Nou hierdie Gerbrand Moller was soos ou Dien van Koller. Jy weet as hulle iets gekry het hulle gepraat. En hulle het rondgestuur vir die flippin wêreld. Maar die gemors is, hy weet nie wat hy vir my gesê het nie. Nou stuur hy vir jou iets, oor dieselfde onderwerp. Dan praat ek en jy stuur vir my wat hy vir jou gesê het, en ek het nou myne wat hy vir my gestuur het. Dan kom hy agter my, Here jong, het hierdie ou idee waarvan hy praat, want is dan nou nie meer dieselfde stories nie. En skalk, ons sit met dieselfde ding met jou saak ook. Daar's vir my net een gedeelte van 'n gesprek gestuur van een ou af. Dan raak hierdie twee die moering vir mekaar, dan kom die ou, dan stuur hy die gesprek wat die ou gesê het aan hom. Precies, dan stuur hy daai gesprek op die einde, dan sit ek met al twee se gesprekke. Ja, want Potty, die groot fout wat hulle gemaak het, dis presies wat jy sê, hulle probeer altyd mos die shine vang. So, die maak nie saak hoe, ek wil amper sê onlogies, hoe kak praat, 'n gegewe sogenaamde feit is wat hulle nou op afkom. Dan wil hulle tog net so vinnig as moontlik dit in 'n groep gaan post, van hulle het nou dit ge-expose of dat, maar dan besef hulle nie. Dit is sommer ooglopend 'n klomp nonsens, maar dan sit reg wat jy sê. Dan hulle volgende inkom met 'n heeltemal 'n ander storie. Dit herinner my aan die dag wat jy by die hof was. Ons het jou ons opgevlieg. Ek dink 1 of 2 keer het ons op jou opgevlieg. So wat daar ons kan daaroor praat want die kruisondervraging van daai getuie is afgehandel. So die getuie het toe nou sekere goeders oor Bolhuis te sê gehad. En in die kruisondervraging in die binneverhoor wat plaasgevind het, ontken hy toe hoog en laag. Hy sê toe nee, hy het geen verband aan Bolhuis nie, niks met Bolhuis te maak nie, maar ons sit toe met voice notes waar hy vir jou kom spog het. Hy het vir jou kom vertel hoe hy dan nou na Bolhuis toe gegaan het, en aanvanklik het Bolhuis hom nou nie onthou nie, en toe later onthou Bolhuis hom, en toe, nou hier kom die interessante ding, toe maak hulle nou sommer ooreenkomste van Bolhuis gaat nou vir Louis Liebenberg loop vang, en die getuie, ek gaan nie sy naam noem nie, dan kry ek weer rap daaroor, die getuie gaan my nou kom vang, en die volgende oomblik,
toe sê die getuie, toe is hy nou soos Bolley se baas. Bolley se werk toe nou sommer vir hom. Nou okay, nou speel my advokaat vir hom die voice note. Nou is hy wit geskrik. Ek meen, wat kan hy sê? Dis sy eie stem wat daar praat. En voorlopig word die voice note toe nou toegelaat. Die hof sê nee, dis reg. Ons laat dit voor. Dis my voice note gewees wat toe Dis jou toegelaat voice note. is. Dit was een van die voice notes wat jy vir ons doodgelê het, ja. Ja. En so kry ons toe nou vir jou, maar die staat, niemand het verwag jy gaan daar wees nie. Hulle het ook nie geweet jy staan en wag buite die hof nie. Net so, En toe ons nou met ons gedeelte van die saak moet begin. Die eerste getuie wat natuurlik toe moet nou geroep word is jy. En ja, toe jy nou in die hof kom instap, jy gaan staan in die boksie, ewe keis, jy moet nou ingesweef word toe val die staatsanklaer se kop toe sê sy nee, wat sy plaas het nie verder Dit kan aanvaar, ja. Ja, so dis interessant hoe hierdie voice notes en hierdie goeie wat wel van waarde is, tog maar eendag uitkom en tog maar wel 'n gevolg het by goeters. Maar ja, jy's reg. Ek meen, ek mag nie oor ons hangende saak praat nie. Maar jy weet presies wat in ons besit is, wat agter die skerms gebeur het. Hoe daar saam gesweer was, hoe die ou geld gegee is, hoe daai prokureur gaan trustrekenings oopmaak het vir sogenaamde ondersoek, maar dan is die informant besig om getuies te beïnvloed dat hulle nie met die ondersoekbeampte mag praat nie. Daai tipe En van interessant was al die regses wat betrokke geraak het hierso teen julle. Korrek. Toes almal wat regs is toe ewe skielik ook sommer ingetrek by ding, ja. Maar dan weer eens, hulle kom van een handjie vol mense af wat altyd, jy weet 'n oute sirkeltjie, daar is nie meer as 10 mense. Ja, dit is baie. Ek glo nie as meer as 6 mense nie wat elke keer by alles betrokke is. En dan sê ek dit weer, dis so hartseer. Alles kom terug na jou kinders toe wat gevloek word. Daar word jou kinders weggestuur na plase toe op naweke want die pa wil almal vermoor en dan's die informer en die hitman en aan mekaar oor ek het dit gereël en jy het my voorgespring en wat se klomp snert is dit hierdie man. Korrek, ja. Potty, dis vir my die goue streep wat deur alles loop is altyd dit kom terug na kinders toe. Altyd. As jy sekere name noem, kan jy maar gaan kyk. Daai mense is altyd betrokke by iets van kinders. Nou okay, hier is my vraag, hoekom is dit so? Ek praat nou deesdae 'n bietjie oor daai hondesaak van Christian van der Merwe. Ek gaan dit nie bespreek, is nie nodig nie. So in Animal Rescue werk dit so, die mense wat hier sit sal miskien ook weet, nee, jy sal dit ook weet. As dit gaan oor 'n dier wat beseer is of iets van Animal Rescue, dan is daar altyd 'n sekere hoeveelheid name wat opkom en dis die mense wat betrokke is daar rondom, want hulle fokus op diere. So die oomblik as jy by 'n punt kom waar dit gaan oor kinderpornografie, oor pedofilia, oor hierdie tipe van goed, nê? Hoekom is dit dat daar altyd 'n sekere groepie mense verbind word? Ek vra nie om 'n antwoord te kry nie, ek het klaar my antwoord. Ek weet presies waar dit gaan. Maar dit is baie keer telling om te sien hoe mense altyd op 'n gegeewe punt by mekaar uitkom. Ja. Nee, dis interessant, elke keer dieselfde. En jy weet dan gaan skryf hulle nou naamlose poste, dan dink hulle nou hulle maak 'n impak. Ag nee, ek lag so vir hulle. En weer eens, vir die mense wat bygedra het tot my laptop, baie honderde duisende dankies. Ek het bygesit, ek het gaan geldjies losmaak. Ek het 'n ordentlike laptop. Man, hierdie ding move. Ek dink nie hy gaan Ek is bly Potty. Nee, ek is baie bly vir jou my ouma toe. Ek sê vir jou man. Ja, ironies, jy het vroeër gepraat van daai foto van jou wat Lottering toe later mos nou erken het dat hy die foto gefotoshop het. Dis nou 'n foto van die swart vrou wat op jou skoot sit. Of jy sit op haar skoot of sy sit op jou skoot, ek kan nou nie meer onthou nie. Ek kan self ook nie onthou nie. Ek dink ek sit op haar skoot. Toe ek 'n jong seun was, nou onthou ek het baie res groot geword, nê? Toe ek nou 'n jong seun was en in my vroeë 20's, die eerste wat ek geweet het van die bestaan van Potty Potgieter was onder jou ander naam van Frikkietjie Baan. Ja, ook Frikkietjie Baan. Korrek. Daar's altyd vir my die foto of die foto is altyd rondgestuur van die ou wat nou met die swart prostituut op sy skoot sit. En dan is daar nou hierdie verskriklike stories van jou vertel, nê? En dit is hoekom tot vandag toe in regse groepe word jy gesien nommer 1 as 'n landsverraaier en nommer 2 jy was betrokke by prostituie. Daar was op 'n stadium was daar 'n storie vir my vertel gewees van jou en Hannes Lottering dat hoekom julle met mekaar beklei. Nou hoor nou hierdie storie is dat die prostituut, die so
Okay, Skalk, ek dink jy het nou 'n breek gevang hierso. Melinda, laat ek net gou vir Melinda hierso iets sê. Sy sê ons moet Christian uitlos. Melinda, ons val hom nie aan nie, hoor. Ons kom op vir hom. Nie kom op vir hom nie, maar dit gaan oor daai hondjie wat hulle nou so hier mal raak oor op TikTok. Ons het gesê niemand het eers gesien wat daar gebeur het hier, so hulle moet ophou met hulle snert, man. So dit is nie, ons val hom nie aan nie, nee, wat Christian moet sy dinge doen en elke ou moet hulle dinge doen. Maar Skalk, kom ons weer terug na jou toe ook. Hoeveel keer het die mense al gesê, ek is so ingekruip in jou en net my skoene aan, my voete hang uit. Hoeveel keer het ek nie gesê nie, hoor jy, as Skalk en die ou nie skuldig is, moet hulle bans vat. Ek sê nie julle is skuldig of onskuldig nie. Al wat ek sê, die hof moet weet wat agter die skerms gebeur het. Ja, Potty, okay, daar maak my gesig weer kringetjies. Potty, inteendeel, ek en jy het al koppe gestamp dat Leonie Yes, heavy man. So, hou nie, los julle twee, moet nou net nie sit te beklei met mekaar nie. Ja. Ja, want onthou nou, maar dis hoe hierdie mense, hierdie haters operate. So hulle kan nooit iets alleen doen nie, né? En dis nie net 'n potgieter wat iets kan bewys deur feite, of 'n Skalk van 'n Merwe of die volgende ou wat iets kan bewys deur feite nie. Hulle moet altyd 'n groepie bymekaar wees, want hoe werk dit? Dan sal ek nou iets sê wat nou absoluut alleen is. Dan sal 3 van sy maatjies sal nou bevestig, ja, dit is so. Ja, dit is so, sodat die publiek wat kyk en dan word die narratief geskep, die storie word nou daar aan mekaar gesit, maar hier's nou 'n klomp mense wat dieselfde ding sê, dan moet dit nou die waarheid wees. So in hulle koppe is dit so. In hulle koppe is dit maar Skalk en Potty en die volgende, hulle is nou hierdie groepie close net by mekaar. Weet jy wat, Potty? Ja, dis wat ek sê. Ek en jy het al beklei dat jy nie na my toe kom en sê asseblief los net vir mekaar nou uit. Maar op die einde van die dag, op die feite kan ons saamstem. Op die feite kan ons sê daar lê 'n hond voor my op 'n rusbank. Daar is my blou bank voor my. Want dit is waarneembaar. Dis goed wat nie alleen kan wees nie. En dis wat dit lekker maak. Dis wat dit lekker maak. Partykeer sê ek vir jou, ag man, Potty, jy praat so 'n klomp kak nou. En partykeer sê jy vir my, maar Skalk, hoorie, dit is nie so nie. En dan redekawel ons daaroor en dan kom ons tot daai middeweg waar die feite vir ons sê, maar dit is wat gebeur het. So nee, dis baie waar wat jy sê. Ja, maar jy weet nou gaan sit loop 'n haatgroepie en Skalk, ek sien nie neer op mense nie. Maar dis nie mense wat baie skerp is op daai haatgroepies nie. Nou kom 'n vroumens wat nou 'n Google speurder is. En sy vertel vir hierdie mense nou, julle is nou skuldig, want in vandag se wettereg is jy skuldig tot jy onskuldig bevind word. Hulle het heeltemal die gat aan die kop beet en dan glo die klomp poepole hulle. Ja, op 'n live 2 weke terug. Kan jy dit oor vertel? Sê 'n gegewe TikToker, jy moet nou hierdie een hoor. 'n Gegewe TikToker sê dat as jy in Suid-Afrika gearresteer word, dan verval al jou grondwetlike regte. Dit is juis die teenoorgestelde. Jy sit juis die hele hoofstuk 2 praat oor jou basiese menseregte. Dan word daar 'n spesifieke artikel praat van 'n persoon wat gearresteer is, wat verhoorafwagtend is. So 'n persoon word absoluut deur die wet beskerm. Maar jy's reg. 'n gegewe vrou gaan en sy gaan vertel vir haar groepie, maar sy het net nou gaan raak lees. In Suid-Afrika werk dit so, tot jy onskuldig bevind is, word jy geagskuldig te wees, wat presies die teenoorgestelde is, né? En dan glo mense dit. Dan is dit nou maar, dit staan nou op Google so. Nee, dis ja, mense, as jy nie eers Google meer kan ordentlik lees nie, dan weet ek nie waar in die wêreld jy vandaan kom. Dis daar AI, hulle vra hierdie AI engines om vir die goeders te soek. Nou, as jy op 'n sekere manier jou prompts bepaal die antwoord wat jy kry. So jy kan basies daai AI masjien kry dat hy vir jou enigiets sê. Nou gaan vra hulle die AI ding en dan is dit nou wet. Dan is dit nou presies hoe dinge nou werk. Ja, dis classic wat hier aangaan. Maar ek hou daarvan. Ek gaan vir jou sê hoekom ek daarvan hou, want dan kom ons in 'n regte hof. En dan sit hulle met daai belief van dit is nou die saak of dit is hoe dinge nou moet wees en dan kom jy voor die regterhof en dan wen jy hulle pants down. Want hulle weet nie wat aangaan nie. Hulle kom met die grootste klomp stert laat die hof hulle later stop en sê hoorie, waar kom julle aan die goeie? Bepaal julle op wat relevant is in die saak. Daai tipe van wat opset, ja. Ag nee, o aarde. Maar nee, dis interessant.
Anyways, nou ja, Potty, ek gaan miskien nou uitklim. Dit was lekker om met jou te gesels, ou maat. So, stuur vir my hierdie visuals aan. Jy het gesê jy gaan op jou YouTube dit sit. Ek het ook so 12-13.000 volgers op YouTube. Ek sal enige tyd die hele live daar opsit. Ek hou nie daarvan om te edit nie. So ek sal sommer jou hele live daar gaan opsit vir jou by my. Dit is reg. Sê my julle wat hierdie TikTok nou ken, hierdie 131, 32 hierbo, is dit hoeveel mense nou luister? Ja, op hierdie oomblik. Genade, welkom almal. Ek het nie eens geweet ek het soveel followers nie. Ja. Nee, maar ek dink die mense hou van hierdie tipe van gesprekke, maar nou die volgende is kan ons nou meer gesels. Want ek wil eintlik by hierdie kanaal gebruik oor die Gert van Rooyen aangeleentheid. En dan oor my persoonlike lewe, wat ek alles op die helikopter gedoen het, waar ek was, in foto's plaas van die plekke waar ou kom, waar jy nie met 'n kar kan kom nie. So hierdie is eintlik die laaste wat ek oor die haters ook gaan praat, so tensy hulle nou weer met 'n massiewe aanslag kom. Nou gaan maak ons nou maar weer vir hulle. Dan maak ons maar Potty, maar voor ek nou afklim, ek wou nou afgeklim het, maar kom ons, ja, wat ek hoor mos nou is hulle weer by die storie, jy was nou in watse malhuis was jy nou opgesluit gewees? Ek weet nie, daar was twee, is die Valkenbergie? Valkenberg, Weskoppies of Weskoppies en of Valkenberg. Ek weet ook nie, maar ja, was jy net opgeneem. Nou sit mos nou interessant, of nie interessant, dis mos nou maklik. Jy kan mos nou gaan die rekord strek. Jy het dit actually in daai live gesê, en toe ewe skielik toe krabbel hulle terug, toe wil hulle nou ewe skielik nou nie betrokke wees nie. Ja. Maar jy het byvoorbeeld vir my aan die begin, toe die storie die eerste keer loop, toe sê jy vir my, jy het vir my e-pos gestuur. Toe sê jy vir my, hierso is my besonderhede, daar is my ID. So gaan soek jy nou by enige plek was ek in 'n malhuis gewees. Nou ek het gaan soek of jy in 'n malhuis was, want ek is maar 'n ou wat nuuskierig is oor sulke goed, jy was nie in 'n malhuis nie. Maar verstaan jy, dit is maar skilkie, dis so maklik om dit vir jouself uit te werk. Ek het 4 jaar terug klaar gemaak met die polisie, nee, 4 jaar, sê 5 jaar terug. Het ek klaar gemaak. Hannes Lottering in hierdie ding van die malhuis kom nie van jou af nie, hoor. Dis al jare se storie. Dis baie jare, korrek. Nou wil ek weet hoe ek vir 20 jaar op 'n polisiehelikopter gewerk. Ek was nou in 'n malhuis vir 2 jaar, was dit 'n jaar, was ek in 'n malhuis, toe kom ek daar uit, en die polisie gaan wragtig en hulle is so bly dat ek gesond geraak het, hulle maak my 'n kaptein. Word jy nou in sulke snert in jou lewe gewin? En hulle erken dit. Elke ou wat my ken as 'n polisieman of as 'n reservis, kom ons help hulle net daar reg, ek was 'n plastiek polisieman, weekend warrior. Wat my ken kan ons nou vir hom flip en self dink, die ou sou uit, dis die eerste polisie sou van hom ontslaag geraak het. Korrek. En hulle is laf, man, hulle is laf. En die beste spot, hulle erken dit. Want dan word jy weer uitgehaal omdat jy nou 'n kaptein in die polisie was, maar jy was nou net 'n reservis, maar dan erken hulle dit nou, maar dan dis nou presies wat jy sê, daar kom die weerspreking, maar as hierdie ou nou so mal soos haas is, dan hoe dit gebeur dat jy eer 'n rang gekry het. Ja, nee, die ander ding, nou sien ek, of wel nie sien, dit kom nou ook 'n lang tyd, nou sê hierdie Lottering, ja man, Suid-Afrikaanse reg, dis nou ook weer hierdie Google reg, in Suid-Afrikaanse reg, as 'n persoon nou in 'n malhuis was, skus, ek gebruik nou die harde woord malhuis, ek bedoel nou nie op 'n lelike manier nie, dis nou maar die woord wat ons gebruik. Maar as 'n persoon nou in 'n malhuis was, jy's nou kranksinnig verklaar, jy weet Potty is nou kranksinnig verklaar, en daarom is jy nou ontoerekeningsvatbaar. Mense hoor nou hier, ontoerekeningsvatbaar om te getuig. Daar bestaan nie eers iets soos ontoerekeningsvatbaar om te getuig nie. Ontoerekeningsvatbaarheid is 'n regsgrond waarop 'n beskuldigde kan sê ek moet onskuldig bevind word aan 'n kriminele oortreding. Maar hier's die ding. Nou sit 'n persoon wat niks weet van law nie. En hy hoor nou wat Hannes nou daar skryf, en dan is dit nou, maar hierdie ou is nou geleer. Hy weet nou alles wat aangaan. So Potty is nou mal, Potty kan nou nie getuig in 'n hof nie. En dan glo hulle hom, want hulle weet nie van beter nie. Nee, incredible hoor. Dis incredible hierdie goed. Okay, Potty, ek gaan regtig hardloop my ou maat. So ja, dit was baie lekker. Die mense wat geluister het, baie dankie ook. So ja, ek sien vir julle op 'n volgende live as Potty my toelaat. Ja, nee, ek dink ek gaan ook nou klaarmaak. Ons volgende live, ons kan weer kyk volgende naweek of so. Dan bespreek ons 'n bietjie die kinders wat weggeraak het in die Van Rooyen saga. Inteendeel, ek het al begin om daai goed bymekaar te maak, want dis interessant, want elke kind het ook 'n geskiedenis agter hom. En vir die mense kom ek gee vir julle so 'n wat maak julle losmakertjie.
Een van die kinders se ma's gaan skryf toe nou jare later nou die dag in 'n koerant. My kind, as jy nie wil terugkom huis toe nie, laat weet my net, laat ek kan vrede maak en laat jy gelukkig is. Nou wil ek jou vra, hoe kan daai kind nou ontvoer was 30 jaar terug, vermoor of ontvoer of verkoop is, en die ma vra vandag vir sy wil net weet of sy gelukkig is. Klink dit of 'n kind is wat ontvoer is. Ek het die bewyse, ek het die koerant uitklipsels. Sure. Okay. So daaroor praat ons next time. Nou maar toe, 100% hoor. Tata Potty Mense, hoor. ja, nee, baie dankie. Ek weet nou nie eens hoe om myself hier uit te klim nie. Ek dink ek druk nou maar net knoppietjies nie. Ja, maar nee, nee, al sommer net Maar weer eens, elkeen wat hier was, baie dankie. Hierso gaan ek nou vir oulaas weer die link plaas. Gaan klik net op hierdie skakel en van daar af kan julle by al my blogs en Facebook groepe en dit uitkom. En ja, as julle hoor jy as enige ene van julle vra het, as julle wil weet hoekom sê daai ou ek was 'n pedofiel, vra dit en ons praat daaroor. As daai ou sê ja, ek het perlemoen gesteel en verkoop, die klassiekste perlemoen wat ek nog ooit gesteel en verkoop het, was natuurlik in Lusiki. Ons het met die chopper seker 30 sakke dagga teruggekry. Toe word daar 'n foto van ons geneem saam met die polisieman, ons het die dagga uitgevlieg. Toe word daai foto van daai klomp sakke dagga op Facebook geplaas en gesê ja, dis die perlemoen wat Potty in die Transkei teruggekry het en verkoop het. So dit is hoe gerig ek is en hoe ja, ek is one of a kind. Mense, baie dankie weer eens. Julle moet 'n veilige Sondag hê en voorspoed vir die week. Moenie gaan stupid goed aanvang en kyk na julleself, né? Dan praat ons weer. Ek sal op Facebook sê as ek weer online kom en maar sluit maar aan by my of volg my en dan sal julle in elk geval 'n notifikasietjie ook kry. Maar dit sal definitief volgende naweek 'n groot live wees oor net Gert van Rooyen en sy dinge in die vermiste kinders. Mooi dag aan almal. Soet wees. Cheers.